ander stem, Here, wat ons wil hoor, wat ons wil luister, behalwe die Gees van die lewende God. Ons wil die prys verhoog. Here, ons wil die eer verhoog. Roep stem is vir die eer. Roep Jesus Christus te verheerlik. Ons prys die verhoog. Loof my God verhoog. Prys my God verhoog vir die Gees van God. Wat God is. Eer te verhoog. Here, ons wil jou bid. Vergewing gee. Dat hy ons God is. Ons wil die vergewing gee verhoog. Dat die waarheid Heer in ons midde is. Loof die Seun van die mens. Loof Jesus die Christus. Prys hom verhoog. Here, ons wil die verhoog eer gee. Vir dit wat God aan die gemeente wil doen. Vir dit wat die Here aan die gemeente wil sê verhoog. Here, vir dit wat God gaan doen. In die tyd wat voor lê. Here, ek wil die prys vir elke man en vrou en elke seun en dogter wat die self Here afgesonder het en die plek gebring het om te kom hoor die Gees van God in die gemeente wil sê. Ons prys die verhoog. Ons eer die verhoog. Halleluja. Loof my siel God verhoog. Ons prys U. Vader, word verheerlik vanoggend. Lig Uself op, Here. Mag die Gees van God, wat God is, in ons midde wees en doen wat die Here gedoen wil hê. En ek wil die prys hiervoor, en ek wil die eer hiervoor, in die naam van Jesus Christus, ons Heer. Terwyl jy so staan en die hande ophef, net die Here eer verhoog. Vader, ons prys U, ons loof U, ons aanbid U. Ons erken U vanmôre as die hoogste gesag. Ons eer U vanmôre as die weg, die waarheid, die lewe, die opstaan. Ons eer U vanmôre, Here, as die brood van die lewe, die lewende water. Here, ons prys U vanmôre dat U die lig van die mens is. Dat U die lig van die wêreld is. Here, ons eer U vanmôre dat U die goeie Herder is. Here, ons loof U dat U eers dood was, maar kyk, U leef. U is vanmôre die Alfa en die Omega. Ek prys U daarvoor. Ontvang eer dan in die naam van Jesus Christus. Die kinders van die Here sê vanmôre amen. Amen. Ek kan sit wat van my nie kan van die Here. So ek gaan net vra dat die raal op besit dat ek kom as nie die oorvloed ons krijg van ons. Hemelse Vader, Here, om myself vanmôre agter die kruis van die Here Jesus Christus neerlê. En Here, ek wil U bid om my hier te hou agter die kruis. Here, ek wil U bid om my hier te hou onder die bloed van die Lam. Here, ek wil U vra vanmôre dat die Gees van God, net daar die Gees wat God is, uit my hart sal spoel. Dat ek sal deel net dit, dat die Gees van die Here op my hart geleef. En ek wil die prys vanmôre, en ek wil die eer vanmôre, in die naam van Jesus Christus, God se Seun. Die kinders van die Here sê amen. Amen.
Glo jy vanmôre, kind van die Here, dat daar 'n geestelike wêreld is en dat daar geestelike manifestasies is vanaf God, maar ook vanaf demone. En Satan sal probeer om dit te keer wat die Here wil bereik. Ek het 'n boodskap wat ek by die Here ontvang het gistermiddag. Wel, ek dink dit is Vrydagoggend gewees. En gistermiddag, toe ek begin bid, het ek die boodskap voorberei. En soos wat ek met die Here gepraat het iets my baie duidelik geword. Dat dit wat die Here baie spesifiek vanmôre wil doen en in jou lewe gaan doen, is iets besonders vir jou lewe. En dalk het jy al voorheen van die volgende woordjie gehoor wat ek gaan gebruik, of dalk het jy nog nie. In Engels praat ons van the remnant. In Afrikaans praat ons van die oorblyfsel. So, die konsep van die oorblyfsel of die remnant binne die Bybel is 'n tema wat ons herhaal reg deur die Ou Testament tot in die Nuwe Testament. En hierdie oorblyfsel of remnant is 'n groep mense wat God verteenwoordig het, wat getrou gebly het aan die Here God Almagtig se roeping, ten spyte van dit wat rondom hulle aan die gang was. En hierdie remnant of oorblyfsel is 'n bewys van God se genade en die genadeplan wat God gehad het en wat hy aan die mens bewys het. Nou, in elke geslag, as ons terugkyk van Genesis af tot vandag toe, was daar altyd nog 'n oorblyfsel of 'n remnant gewees. Manne en vroue wat altyd staande gebly het. Manne en vroue wat nie toegelaat het dat dinge wat daar buite gebeur, hulle lewenswandel met die Here beïnvloed. Manne en vroue wat gestaan het in geloof, al was dit vir hulle baie swaar geweest om aan te gaan met die pad, was daar nog altyd daai tipe mens geweest. Hulle was nie altyd baie populêr onder ander nie. Mense het altyd baie van hulle gehou nie. En een van die groot dinge wat hierdie mense kon doen, of een van die eienskappe wat hierdie remnant of oorblyfsel gehad het, hulle kon hulle self neerlê om Christus te volg. As ek nou gaan kyk in die Ou Testament, en as ek nou vir jou gaan noem, dan gaan jy begin besef van wat ek praat. In die Ou Testament was daar 'n man gewees met die naam van Noag. 'n remnant of 'n oorblyfsel wat God oor besluit het. 'n man wat genade by God gevind het. Terwyl die hele wêreld besig was om in sonde te verval, het God 'n besonderse plan gehad met 'n man met die naam van Noag. Hy het met daardie man gepraat en hom gesê, "Noag, jy moet vir my 'n ark bou." Want daardie man was besonders omdat hy deur God self afgesonder was vir die Here se eie hande. Hierdie man het 'n besonderse verbond en 'n verhouding met God gehad wat nie getwyfel het en nie gewaker het. En ons is van Noag af beweeg en ons gaan deur na die profeet van die Here Elia toe. En ons gaan deur na Daniël en Sadrag en Mesach en Abednego. Dan sien ons dat hierdie manne was wat afgesonderde manne was vir God. Engelse woordjie, the remnant, in Afrikaans 'n oorblyfsel. En ek wil hier met die Bybel uitblaai na Jesaja hoofstuk 10 toe.
En ons het in die gemeente baie al gebid en die Here gevra dat die 7000 oorblyfsel wat hulle knie nog nie gebuig het voor Baal nie, dat God daardie manne en vroue moet intrek na die kerk toe. So vir julle wat rukkie by die gemeente is, julle sal voorheen gehoor het van die remnant of die oorblyfsel. Maar die Here het nou gepraat en ek het iets anders gesien in die spesifieke groepie manne en vroue. Jesaja hoofstuk 10 sê vir my sê daar is. Vers 18 sê die volgende: ook sal hy die heerlikheid van sy bos en van sy vrugteboom verteer, van die siel af tot die vlees toe, sodat dit soos wanneer 'n kranke wegkom, en die oorblyfsel van die bome van sy bos sal min in getal wees, en 'n seentjie sal hulle kan opskryf. En in die dag sal die oorblyfsel van Israel, die wat ontvlug in die huis van Jakob, nie meer voortgaan om te steel wat hulle slaan nie, maar hulle sal steel op die Here, die Heilige van Israel, in gereg en opregtigheid. En daardie woordjie oorblyfsel, in die Grieks is dit leima, wat beteken 'n reminder. En in die Hebreëse taal is dit shirif, wat beteken 'n survivor. As ek dan kyk na die boek van Jesaja, die Bybel sê daar sal 'n oorblyfsel wees in Israel. Dan beteken dit die volgende, dat daar 'n getroue groep manne en vroue in Israel sal oorbly, wat loyaal aan God sal wees, wat hy sal gebruik om die groter gemeenskap se ontrouheid teen te staan. Daardie groepie wat die Here vir homself afsonder, het 'n groot rede. Dis die belofte en die hoop van God wat herstel moet word. Jeremia 23, ek het net so 'n paar bladsytjies aanblaai. Jeremia 23 vanaf vers 1 tot 4. Kan ek nog vir julle lees? Wee die helpers wat die skape van my weide laat omkom en hulle verstrooi, spreek die Here. Daarom, so sê die Here, die God van Israel, aangaande die herders wat my volk oppas. Julle het my skape verstrooi en hulle verdrywe en julle nie opgesoek nie. Kyk, ek besoek oor julle die boosheid van die landelinge, spreek die Here. En ek self sal die oorblyfsel, die remnant, van my skape versamel en uit al die lande waarin ek hulle verdryf het. En ek sal hulle terugbring na die wêreld. En hulle sal vrugbaar wees en vermenigvuldig. As ek kan kyk na wat God bedoel met die oorblyfsel, en ek bereken dit van Genesis af, dan wil ek as volg vir jou opsom. Maak nie saak hoeveel mense daar was, maak nie saak wie die Here gesoek het en hom nie gesoek het. Die Here God almagtig het nog altyd in elke geslag het hy 'n oorblyfsel gehad, 'n remnant vir homself. Dis manne en vroue wat maak nie saak wat met hulle gebeur het. Hulle was maar nog net altyd anders gewees en hulle het nog maar net altyd anders gestaan as die res van die wêreld en die mens daar buite. God self het hierdie oorblyfsel vir homself gehou. God het self 'n remnant vir homself bymekaar gemaak. Wat beteken daardie remnant, daardie oorblyfsel kon nie val onder versoeking van die wêreld. Dit beteken daardie oorblyfsel kon nie hulle rug keer op God nie. Daardie oorblyfsel kon nie vashou aan valse profete en leerstellings nie, want
Want God het self vir hom hierdie oorblyfsel in sy eie hand bymekaar gemaak en gehou deur al die eeue heen. Dis Ou Testament. Ek gaan in die Nuwe Testament ook vanmôre vir jou bewys. Die Here het nog altyd deur al die eeue seker gemaak, maak nie saak hoe ver 'n volk, 'n stam, 'n nasie afvallig geword het nie. Hy het nog altyd 'n oorblyfsel vir homself bymekaar gehou. Toe die profeet Elia opstaan en die Here sê vir hom, hy moet gaan en hy wek die Baal-profete op en hy vra vir hulle, die God wat met 4 ander, die God wat met 4 ander sal God wees. Was Elia alleen gewees? Kan jy onthou, hy was alleen. Maar die Here het vir hom gesê, Elia, jy is nie alleen nie, want daar is nog 7000 wie se knie nie gebuig het voor Baal nie. Die Here het nog altyd 'n groepie manne en 'n groepie vroue vir homself teruggehou vir sy eie plesier. 'n remnant, 'n oorblyfsel. Manne en vroue wat nie die groep soek nie, maar Christus. Manne en vroue wat nie hulle self wil vereer nie, maar eerder hulle lewens sal gee om Christus te verhef. Manne en vroue wat nie anders 'n goedkeuring wil hê nie, maar eerder die waarheid wil hê. Manne en vroue wat nie bekommerd is oor wat ander mense dink en ander mense sê nie, maar wat sal opstaan om te wandel soos God wil hê, wil hy moet wandel. In Romeine 11, laai vir jou Bybel asseblief. Romeine 11. Kan ek maar lees van vers 1. Ek vra dan, het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie, want ek is ook 'n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin. God het sy volk wat hy van tevore geken het, nie verstoot nie. Of weet julle nie wat die skrif in die gedeelte oor Elia sê nie? Hoe hy oor God optree, die Israel sê, Here, hulle het die profete gedood en die altaar afgebreek, en ek het alleen agtergebly, en hulle soek my lewe. Maar wat sê die God sprake nou? Ek het vir myself 7000 manne laat oorbly, wat die knie voor Baal nie gebuig het nie. Net so ook dan in die teenwoordige tyd. Omdat dit was Ou Testament gewees, nou sê die apostel Paulus in die teenwoordige tyd, in die Nuwe Testament onder genade, net so in die teenwoordige tyd, 'n oorblyfsel, ooreenkomstig die verkiesing van genade. In die Ou Testament het God vir homself 'n oorblyfsel uitgehou, en nou in die Nuwe Testament bevestig hy self ook, daar ook in die Nuwe Testament 'n oorblyfsel teruggehou is vir God se plesier. 'n remnant, manne en vroue wat afgesonder is, wat baie spesifieke dinge kan doen en gaan doen. Jy sien, terwyl jy kon verval in die wêreld, terwyl jy kon jou rug op die Here keer, terwyl daar moontlike tye was wat jy moeg was en jy kon opgegee, terwyl daar weke soos hierdie was en dalk oggende soos hierdie en gister soos gister en dalk gaan jy weer 'n verskriklike stryd, kon jy opgegee as jy wou. Maar omdat jy deel is van die oorblyfsel van God, het jy die getrouheid van die Here, jy het genade, jy het sy onveranderbaarheid, jy het sy beloftes, jy het sy guns. En omdat jy dit het, dra jy sekere eienskappe. Jy dra die lig van God. Jy dra die hoop van God. Jy dra die getuies van God.
Jy dra die naam van Jesus Christus. Omdat jy spesifiek deur God met die hand afgesonder is, to be a remnant, 'n oorblyfsel, sal jy sekere eienskappe hê wat nie almal sal hê nie. Jy sal getrouheid hê, jy sal geloof hê, jy sal standvastig staan voor God, jy sal bemoedigend kan wees teenoor ander, jy sal 'n voorbeeld wees vir ander. Pastoor weet ek is daai mens. Jy gaan deur vervolging, jy gaan deur versoeking, en dan sit jy met 'n huis vol mense, is jy so alleen, soos môre heeldag. Weet iemand waarvan ek praat? En soms lyk dit vir jou, asof die beloftes van God vertraag word. Here, ons is besig om skade te ly, maar die beloftes breek nie deur nie. Maar ten spyte van dit, het ek nog die vermoë om te kan staan. Jy sien, die Here het self besluit, dat daar vir hom 'n uitverkore groepie manne en vroue sal wees. In 1 Konings 19, ek wil jy sien te vat asseblief. In Konings 19 vers 18. Kan ek maar lees hier. Maar ek sal 7000 in Israel beland oorbly. Al die knie wat nie voor Baal gekniel, en elke mond wat hom nie gesien het. Ek, die Here God Almagtig, sal 7000 oorhou vir myself. Ek sal self 'n oorblyfsel vir my bymekaar maak. Daardie 7000 se knie sal nie buig nie. Hulle sal Baal nie soen nie, al gaan dit hoe swaar, al gaan dit hoe moeilik. Romeine 11 vers 4, ek sal net vir jou lees hier. Maar wat sê die Godsprake rond? Ek het vir myself 7000 manne laat oorbly wat die knie voor Baal nie gebuig het nie. Ek het vir myself 7000 manne laat oorbly. Daardie woordjie oorbly in die Griekse taal is kateleipou, wat die volgende beteken: have remaining. Die Here sê die volgende: ek, wat God is, het aan almal genade geskenk, en ek het aan almal 'n deel gegee onder die Ou Testament en aan almal onder die Nuwe Testament. Maar ek het buite hulle 'n spesiale groep manne en vroue wat ek spesifiek self oor besluit het, wat my remnant, my oorblyfsel is, wat ek oor besluit het. Maak nie saak wat met hulle lewens gebeur het nie, ek het oor hulle besluit, en ek het hulle laat oorbly, juis vir hierdie oomblik wat ons vandag in lewe. En terwyl die Here met my praat oor hierdie dinge, die laaste 2 dae het ek begin bid. En ek het gesê, Here, ek weet al nie vanmôre wat ek verder vir die mense moet sê. Ek wil U vra, Here, dat elkeen wat vanoggend hier gaan opdag, die oorblyfsel van God moet wees. Dis heel eerste. En dan nommer 2, as die Here jou teruggehou het om sy oorblyfsel te wees, dan beteken dit die Here het 'n besonderse, unieke plan, presies vir jou lewe uitgewerk, anders sou jy nie teruggehou het nie. En dan wil ek God vanmôre vra. En ek weet jy gaan nie baie wees vanoggend die kind van die Here. Of jy is vanmôre aanvaar of jy nie almal is die oorblyfsels van die lewende God nie. Wat, Here, is U
spesifieke plan? Wat is die spesifieke plan? Waarom het die wissel laat oorbly? Waarom, Here, het die reëls laat oorbly? Die spesifieke plan. As jy gaan soek op die internet so 'n bietjie, dan gaan lees jy as jy agterkom, daar's baie mooi prediking. Veral in die 1600s oor the remnant of God. Wat hulle sê, daar's 'n oorblyfsel wat God vir homself bymekaar gemaak het vir die laaste uur voor die besluit blaas van manne en vroue wat God gaan verheerlik en God gaan openbaar voordat Jesus Christus gaan terugkom. Daar's 'n wonderlike prediking oor die oorblyfsel, the remnant of God, wat hy vir homself in presiesheid bymekaar gemaak het, sodat Christus verheerlik sal word. Dit beteken die volgende, dat jy nie 'n keuse gehad of jy nog in hierdie uur leef of nie leef nie. As die Here besluit het, jy is sy oorblyfsel, dan is jy sy oorblyfsel. En of mense dit aanvaar rondom jou of nie, het niks met die mens te doen. Of jy dit vandag aanvaar of nie, en jy laat dalk nie met gesig en met my hare sny nie, dit maak my nie saak nie. As ek hier is ek deel van die oorblyfsel wat God self oor besluit het. En dan is daar 'n besonderse doel wat die Here het met my lewe. Dis my boodskap vanmôre. Man en vrou wat vanoggend gekom het, wat gekom het in spite van stryd, want jy kan maar vanmôre vir my sê, jy is nie in spite van stryd. Man en vrou wat vanmôre hier is, wat dalk die eerste oggend kerk toe wou kom. Man en vroue wat dalk vir self gedink het, weet jy wat, ek het eers verblus is om te gaan, maar ons gaan kyk wat gaan gebeur. Ek wil vanmôre vir jou sê, die oorblyfsel van die Here, the remnant of God, wat God self oor besluit het, is oorlaat bly, omdat die lig van die wêreld deur jou geopenbaar moet word. Pastoor, beteken dit nie die hele kerk is geroep nie. Daar's 'n roeping, wat die Bybel my sê dat ons disippels moet maak van alle nasies. Dan is daar 'n besonderse deel. Hulle wat oorbly. Want God self betrokke in was. En die Here het gesê, ek self het vir my 7000 oorgehou. Die getal 7 is die perfekte rus van God. Want op die 7de dag het die Here gerus vir die hemel en die aarde geskaap het. Daar's 'n presiesheid binne dit wat ek vanmôre vir jou bedien, die oorblyfsel van God, the remnant of God, 'n presiesheid wat God self oorbereken het. En ek glo dat dit jy is wat vanmôre hier sit. Ek glo vanmôre jy is deel van die oorblyfsel. En Satan het gekom vanoggend en hy probeer om dinge moeilik te maak vir ons. Hy probeer om dinge te steur, hy probeer om dinge te krap, en hy probeer dat jy nie vanmôre kan hoor dat jy die oorblyfsel van God is. En hy het gekom en hy probeer om in jou hart sekere dinge op te werk. Hy het gekom om te probeer om sekere dinge aan te wakker. Stryd tussen familie, tyd tussen vriende, stryd by die huis. En ek gaan nie vanmôre vir jou vra om my te sê amen of jou hand op te steek nie, want ek weet dit is wat hy doen. Dit is wat hy doen. Elia het vir die Here gesê, ek is alleen, daar's niemand nie. Toe sê die Here vir hom, daar is nog 7000. Elia wil jy nie van weet nie. Jy sit nie gebuig nie, want ek vir myself, vir my plesier, oorgehou het. Dan wil ek die Here vanmôre vra, Here, wat is die spesifieke plan?
Wat is die spesifieke plan met Tinus? Wat is die spesifieke plan? En ek gaan vanmôre sê, jullie sal my die profie lees nie, want hy het nie geroep as jy lees nie. Hy het geroep as sy beminde. Wat is die plan, Here, spesifiek met haar? Wat is die plan, Here, spesifiek met my vrou? En ek verstaan die kerk is geroep om Christus te openbaar. Maar God is te presies, dat sy werking vir my lewe en alwyd sy lewe dieselfde moet wees. Daar is ons 'n uniekheid wat die Here met my mee besig is. Amen. En daar is die uniekheid wat die Here met jou mee besig is. En as hy dan geroep is, as die oorblyfsel van God, want ek kon enige tyd, voor vandag, kon ek my asem uitgeblaas het. Ek kon vandag nie gebore gewees het in die tyd nie, ek kon 20 jaar terug gebore gewees. Maar ek is nou hier, deel as die oorblyfsel van God. Here, wat is die spesifieke plan met my as oorblyfsel? Manne en vroue van God. Die se lewe Christus is. Nie faal en getrou het nie, die standvastig sal bly. Die standvastig sal wees in geloof. 'n voorbeeld vir die wêreld sal wees, dat ons geroep is deur God. Hier is heeltemal iets anders as net die invulling en die doping van die Heilige Gees. Hier is 'n besonderse roeping wat God oor jou besluit het, omdat jy die oorblyfsel is. The remnant of God. Ek wil met jou oorgooi sluit vanmôre. Vader, ek wil U bid in die naam van Jesus. Here, hierdie groep manne en vroue, wat U my gister gewys het, die oorblyfsel van God is. Hulle wat U oor besluit het, Here, wat in hierdie dag en hierdie tyd en hierdie uur hier sal wees. Vader, ek wil U bid vanmôre. Net U weet hoe presies U hand elkeen gekies het. Net U weet hoe presies U hand elkeen gelei het. Net U weet, Here, hoe presies elkeen se roeping vasgemaak is aan hulle as mens. Daarom wil ek U bid. Here, U verklaar U vir Uself. 'n goed wat oorbly. Here, ons is vanmôre hier, omdat U self ons laat oorbly het. Nou wil ek U vra, hierdie spesiale groep manne en vroue, daardie unieke pad, Here, daardie besonderse pad wat U oor besluit het, waarom U hulle oorgehou het vir hierdie uur, vir hierdie oomblik, dat U vanmôre diep in hulle harte sal werk, daardie pad sal oopsluit, dat hulle sal sien, waarom hulle vir God spesiaal is. En ek wil U vra, Here, hierdie bedieningspad oop te sluit, vir my broers en susters, dat hulle sal sien, waarom hulle vir God 'n afgesonderde volk is, waarom hulle die oorblyfsel van die Here is, in die laaste uur. En ek wil U bid vanmôre en eer gee in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Ek wil baie graag vanmôre vir jou bid, as jy die begeerte het, dat die Here hierdie dinge in jou hart sal openbaar, en dat jy sal staan vanmôre, as jy die oorblyfsel van God, hierdie remnant wat die Here self oor besluit het, en dat die Here hierdie spesiale bediening en roeping aan jou hart sal openbaar vanmôre. So as jy sal kom vir gebed, wil ek U vra om daar te kom. Baie graag vir U bid vanmôre.
gaan net vir Susan bid. Sy dan vir hom speel dan. Hemelse Vader, wie is daar soos U, wat so presies oor 'n mens se lewe kan besluit? Here, wie is daar soos U wat kan besluit dat hierdie vrou terughou sal wees vir hierdie uur, sodat sy deel kan wees van God se oorblyfsel, oor wat die Here self oor besluit het. Here, wie is daar presies soos U, wat haar geroep het om haar te gebruik, Here, wat haar bewaar het tot nou? Dan wil ek U vra vanmôre in die naam van Jesus. Sluit vanmôre hierdie presiesheid in haar oop, dat sy sal sien presies waarom sy nou geroep is in die hand van die Here. Ek wil U vra vanoggend, Here, dat sy nooit weer sal vra hoekom nou nie, dat sy nooit weer sal wonder, Here, hoekom nou nie. U het self besluit, daar sal 'n vrou wees, 'n dogter, in die naam van Susan, wat nou vir die Here iets sal beteken. Ek prys U vanmôre, ek eer U vanmôre, dat sy oorgebly het vir hierdie uur. Ek loof U vanmôre, maak hierdie oom oop vanoggend, is my gebed, in die naam van Jesus Christus. Amen. Goeiemôre gemeente. Ek wil baie graag 'n getuie bring. Jammer vir my stem, ek is bietjie siek of siekerig. Ek het so 3 weke terug, ons het die Sondag in die kerk gekom, ons het trou die vorige Saterdag gewees, die laat by die huis gekom. Ons raai oggend bietjie laat wakker geskrik in die kerk, kom jy Maandagoggend. Dus ek vroeg op kantoor, toe ek my Bybel gemaak, ek het 'n bietjie Bybel gelees en ek het gebid. Nou net om julle te verduidelik, my huis is verskriklik besig. Dit is nie stil nie. En op daardie oomblik het dit stil geraak en ek het in my hart gehoor die Here vir my vra. Ek het na pastoor Jack toe kom en hom vra, wat moet ek doen om iets meer vir die gemeente te kan wees? Wat moet ek doen van my kant af om 'n pastoor te word? Wat moet ek doen van my kant af om meer in die kerk te groei? En soos ek maar is, ek bevraagteken alles en ek moet alles moet eers vir my bevestiging kry voordat ek fisies dit aanvat, want ek vat nie net altyd alles wat in my hart kom nie. Ek kan baie keer skiet ek miskien dalk mis en ek hoor verkeerd, so ek soek bevestiging altyd. En ons het kerk laas week en ek het my goeders gaan berg in die kar en ek het hier buite gestaan en ek het gewag om met pastoor Jack te kom praat en hy was besig gewees. Ons het nog gestaan en miskien was dit 'n bietjie te haastig, maar begin my vrou ook bietjie in my ore mou, want sy is ongemaklik. Sy dra swaar, sy kan nie heeltyd staan en wag vir my nie. So sy wil ook in die kar klim en ry en met die wat ek nog staan lekker grappies maak buite. Ek wil net sê baie dankie Priscilla, toe kom jy in, toe kom praat jy gou met pastoor JP en ek vat dit 100%. Dit moes gebeur het. En ek sê jy vind aan die Susan dat ek gaan maar ry, ek sal vir pastoor JP bel en sy sê nee, sy is onkonvra, ek sê aan die Susan, wag, kan jy eens my getuie, ek het tyd sê, ek sal hom bel. En die week het verby gegaan en ek het glad nie eers daaraan gedink om pastoor JP te bel nie. En gisteraan, ek is al siek, hierso van Woensdag af, Donderdag is ek bietjie by die huis gewees, Vrydag het ek beter gevoel en ek het gaan golf speel, soos ek moes.
En gisteraand toe begin my bors weer toe trek. Hier so omtrent so 1:00 vanoggend, toe ek so groot sinus hoofpyn, dit is net nie slaaks nie. Ek sukkel om in slaap te raak, ek rol rond, alles om my te keer, om nie kerk te kom nie. Alles. Wilma sê, van 4:00 vanoggend is sy wakker, toe sê sy vir my, sy dink sy gaan kerk toe kom nie, want sy voel, die tyd is naby vir barbecue om te kom. En elke liewe ding vir my om nie vandag nie te wees nie, het gebeur. En ek het vir barbecue gevra, dan papa in die kerk toe, en sy het gesê, ja, mama het aangetrek en ons het kerk toe gekom, en ek is so bly. Ek het kerk toe gekom, want ek het die bevestiging gekry, wat ek nodig gehad het, dat ek moet vra, pastoor, sal jy asseblief my help om hierdie kerk betrokke te raak. Dankie julle. Die Here is goed vir ons. Die Here is getrou. Amen. Ek wil hier vandag iets weet. Ek dink nie jy sal ooit weer die boodskap ooit weer hoor van 'n godsdienst. En dan die mense wat vandag hier sit, wat daar vir die eerste keer in hulle lewe die boodskap gehoor het. Dis nie die tipe boodskap wat die Here God Almagtig net uitdeel elke tweede week. En vir my was dit 'n baie moeilike dag gewees om te bedien. Maar ek is vertrou of glo dat dit wat die Here op my hart gelê het reg was vir vanoggend. Dit was die tyd gewees. En ons sal sien hoe die Here ons lewens oplig en verander. Amen. Daar is oorblyfsel wat God oor besluit het, wat saam sal bly, maak nie saak wat oorleef. Amen. So ek God ons toe Niels staan, vir ons af te sluit, en ek gaan vir hom verantwoordelik hou vir dit wat hy vanmôre vir my gevra het. Vader, Here, baie dankie dat U vanoggend hier was, Here. Here, baie dankie dat U besluit het, my God, oor elke een van ons. Here, dat U besluit het, ons is deel van die oorblyfsel hier. My God, vanoggend kan ek nie anders as om te vra, Here, dat U vir ons sal krag gee, Here. Omstande te bly, my God, wat ons weet, die tyd gaan moeilik wees, Here. Satan gaan ons aanval, Here, met alles wat hy het. En U weet dit, my God. Maar ek weet ook, Here, dat U ons nie begewe op sal verlaat nie. Want U het besluit. U wat God is oor alle geeste. Dankie, Here, dat U ook God is oor my gees. Dat U, my God, besluit het. Here, want as ek moes besluit het, my God, sou ek nie myself verkies nie, Here. Maar U weet, Here. U weet, Here, met elke een van ons die liefde bly. En Here, dat ons almal anders is, Here. Want ek wil dankie sê, Here. Ek wil dankie sê, Here, vanoggend. Here, daar's net vanoggend dankbaarheid in my hart. Gaan dan met elke een, hou ons veilig, want Here, U het besluit. My God, bring ons almal weer hier by mekaar, soos wat dit U wil sê. Hier waar U, Here, met groot dinge besig is. Dankie. Ek wil ook bid vir die res van ons gemeente, Here, die wat U vandag kom maak. Dat U ook in hulle, Here, sal werk. Dat U, my God, ook, Here, hulle sal deel maak van 'n ander plan, Here, wat U
mag staan, Here, vir die bloed van Jesus Christus, wat ons elke een, Here, reinig, Here, soos ons gesing het, Here, ons val, Here, en die tel ons op. Here, ek dank U daarvoor. Here, vir die genade, Here, want was dit nie vir daai genade die my God, dat ek nie vandag hier gestaan. Prys U,